Ons lees vanoggend saam uit Markus hoofstuk 4. Ons gaan daar die eerste 20 verse van die hoofstuk lees. En die gedeelte is dan die baie bekende stuk oor die gelykenis van die saaier. Markus 4 vers 1 tot 20. En ek herinner u tog weer daaraan om tog die Bybel saam te bring. Ons is hier eerste om ons Here te verheerlik, maar tweede ook om vanuit sy woord te leer. En wanneer ons die Bybel so voor ons het en wanneer ons saam so uit sy woord uitlees, is dit tog ook 'n getuienis na buite dat ons is besig met sy woord en nie met ons eie dingetjies nie. Goed, maar voordat ons dan saam lees uit Markus 4, gaan ek vra dat ons eers sal stil raak, broers, dat ons sal staan en dan bid ons saam tot ons Here. Grote en drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons loof U, ons prys U, ons aanbid U. Dit is genade, dit is 'n voorreg om so by mekaar te kan wees in woord en waarheid. Maar om in U naam by mekaar te wees sonder om te vrees. Dankie o Here dat ons al vir soveel jare die waarheid in ons lewens ken. Dankie dat ons sonder vrees ons onderlinge byeenkomste kan hou. Dat ons nie vervolg word soveel ander dele in die wêreld die geval is nie. Ons dink aan ons broers en susters wat hierdie geleenthede ook met groot gevaar in die geheim moet handhaaf. Dankie ook Here dat ons volgende week die heilige sakrament van die nagmaal mag gebruik, net soos wat U ook daaroor beskik het. Maar ons bid en vra dat U ons ook sal help en ons in staat sal stel om ons harte te ondersoek. Dat ons sal regstel wat ons moet regstel in die week wat kom met ons voorbereiding. Here, ons dra elkeen in die gemeente aan U op, oud en jonk. En ons vra dat U hulle met U teenwoordigheid ook sal sterk. En besonder, ons dink aan broer Frikkie, ons dink aan ons Skalk, ons dink aan tannie Esther. Seën hulle wat die komende week verjaar. En ons wil U ook dank dat U vir hulle 'n nuwe lewensjaar bygevoeg het. Alta Jonker, Konrad van Sail, Wilma Botma, Andries Kreer en Lia Pretorius. En dan vra ons om vergifnis vir ons sondes. En ons vra dat U ons sal help om al meer en meer te groei in geloof en in gehoorsaamheid. So ook met die komende Pinkster wat om die draai is. Help ons ook om daardeur te groei al nader aan U. Ons bid en vra dat vanoggend sal wees ooreenkomstig U wil tot uitbreiding van die koninkryk. Maar bo alles tot eer en verheerliking van U heilige naam. Amen. Ek lees vir ons voor vanuit Markus hoofstuk 4. En hy het nog 'n maal by die see begin leer en 'n groot menigte het by hom saamgekom, sodat hy in die skuit geklim en op die see gaan sit het. En die hele skare was op die land by die see. En hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse en vir hulle in sy lering gesê:
Luister, 'n saaiër het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval. En die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval waar dit nie baie grond gehad het nie. En dadelik het dit opgekom omdat dit geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opgaan, is dit verskroei. En omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik, en dit het geen vrug opgelewer nie. En 'n ander deel het in die goeie grond geval, en dit het vrug opgelewer, want dit het opgekom en gegroei, en dit het gedra 31 en 61 en 100voudig. En hy sê vir hulle, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy alleen was, het die wat saam met die 12 rondom hom was, om na die gelykenis gevra. En hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse, sodat hulle kan kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie, dat hulle al nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie. En hy sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenis nie? En hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? Die saaiër saai die woord. En dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Net so ook is hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir 'n tyd. Later as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik. En hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord en dit word onvrugbaar. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 31 en 61 en 100voudig. Ons lees net tot sover. U sal op hierdie stadium al agtergekom het dat vanoggend se tema en liedere spesifiek handel oor ons harte. Gesang 277 wat ons saam gesing het, die 3de strofe, hy het ons lief, hy maak ons harte rein, en deur sy woord en sy gees breek hy ook so die bande van die sonde. En in die lig van die tema dan die toets van ons harte, kyk ons vanoggend na hierdie gelykenis wat die Here ook vir ons vertel het. Nou broers en susters, een van die mees skrikwekkende ondervindings wat enige persoon kan hê, is om langs die bed van iemand naby aan jou hart in 'n ongevalle bed te staan en te sien hoe hulle daar lê. Jy staan magteloos. Jy kyk hoe ander mense skarrel en werk om daardie persoon te help. Maar dit voel vir jou, jy kan nie regtig iets doen nie. Al wil jy ook hoe graag. Drade word aan die persoon gekoppel
wat aan monitors verbind is. Bloed word getrek om die verskillende vlakke in die bloed te bepaal. Asemhaling word gemonitor. Hartklop word gemeet en talle ander dinge word gedoen om so gou as moontlik die persoon te stabiliseer. En jy kan net staan en kyk. Nou al die toetse is natuurlik om vas te stel wat presies die fout met 'n persoon is, sodat die regte behandeling, die regte medikasie aan die persoon toegedien kan word. Die klein grys of blou toestelletjie wat gewoonlik aan 'n mens se vinger vasgesit word, is byvoorbeeld om jou suurstofinhoud dop te hou, jou saturasie te lees. En so is daar baie toetse vir verskillende dinge. Daar's 'n toets om jou glikose te bepaal, deur 'n ou klein druppeltjie bloed. Daar's 'n toets om jou natrium en jou kaliumvlakke te lees, en al jou ander elektrolyte. Daar's 'n toets om die stollingstyd van jou bloed te bereken, om te kyk of jy aan bloedarmoede ly. En dan is daar een spesifieke toets wat gedoen word as daar onsekerheid oor 'n persoon se hart is. Mens noem dit 'n elektrokardiogram. Of kortweg, soos wat ons dit ken, 'n EKG. Dit toets oor die algemeen of die hart werk soos wat dit veronderstel is om te werk. Nou dis daardie masjien wat aan 'n persoon gekoppel word met al die verskillende elektrodes op jou borskas en elektrodes op jou voete en op jou arms, wat dan inligting van die hart af interpreteer en die ritme en die werking van jou hart op 'n groot grafiek op 'n monitor tentoonstel. Dit maak dit natuurlik maklik vir die mediese personeel om die toestand van jou hart te bepaal. Nou ek noem dit omdat ons skrifgedeelte vanoggend ook praat van 'n hartstoets. Christus beskryf die verskillende resultate van 'n hartstoets wat hy deur sy woord op mense se harte doen. En dit werk bietjie anders as 'n EKG of al die ander masjiene. Christus beskryf vir ons die invloed van die woord op 'n mens se hart. Nou dit meet nie die werking van die hart of die ritme van die hartklop of die pols of die tempo van die pols nie, maar die geestelike inhoud van die hart deur te kyk na die reaksie op die woord van God. En weet jy, vir my as leraar voel dit baie maal asof ek ook langs die bed van 'n lidmaat staan en na die monitor kyk om te probeer agterkom in watter toestand is hierdie hart. Wat is die geestelike inhoud wat in hierdie hart voorkom? En ek moet dit interpreteer op grond van die reaksie op die woord van God. En Christus verduidelik vir ons pragtig in hierdie gelykenis hoe ons die resultate op die figuurlike monitor van die hart moet interpreteer. En vanoggend stap u en ek as gemeente saam deur hierdie resultate om ook ons eie harte te meet. En die eerste soort hart wat Christus vir ons beskryf, is die hart wat lyk soos die grond waarop die saad langs die pad geval het. Luister, 'n saaier het uitgegaan om te saai en terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval. En die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet. En dit is hulle wat langs die pad is waar die woord gesaai word,
Maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Dit stel mense voor wat toelaat dat die boodskap wat in hulle harte gesaai word, weggeneem word. Hierdie mense doen niks met die boodskap nie. Hulle gebruik dit nie. Luister nie daarna tot enige voordeel nie. Die oomblik wat hulle die woord hoor, gaan enige positiewe reaksie wat dit moontlik op hulle kon hê, verlore. En daar's baie redes daarvoor. Dalk is dit as gevolg van kwade gevoelens teenoor die boodskapper. Miskien voel hulle ongemaklik oor dit wat gesê word. Daar kan 'n gees van onverskilligheid bestaan wat dit veroorsaak. 'n Gees van onverskilligheid wat met die verloop van tyd so bietjie vir bietjie ingekruip het en op die ou einde hulle harte so hard gemaak het, net soos daardie grond langs die pad. So 'n hart wat Christus hier beskryf, broers en susters, dis 'n onresponsiewe hart. 'n Hart wat nie reageer nie. Die behandeling van die woord word gegee. Alles word gedoen om daardie hart te behandel, maar geen verbetering, geen reaksie eers word getoon nie. Esegiel 33 vers 31 tot 32. En hulle kom na jou toe soos 'n volk saamstroom en sit voor jou as my volk en hoor jou woorde, maar hulle doen dit nie. Want hulle maak liefdesverklaringe met hulle mond, maar hulle hart gaan agter hulle onregverdige wins aan. En kyk, jy is vir hulle soos 'n minnelied, soos een skoon van stem, wat goed op die snare speel, hulle hoor jou woorde, maar hulle doen dit nie. 'n Onresponsiewe hart, 'n hart wat nie reageer nie. Die tweede soort hart wat Christus beskryf, is die hart wat lyk soos die grond, waar die saad op die rotse en klippe geval het. En 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval waar dit nie baie grond gehad het nie. En dadelik het dit opgekom omdat dit geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opgaan, is dit verskroei. Omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. Net so ook is hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir 'n tyd. Later, as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik. Broers en susters, dis mense wat nie die woordjie lojaliteit verstaan nie. Dis die mense wat die eendag skree, Hosanna, Hosanna, en die volgende dag kruisig hom. Kruisig hom. Dis die mense wat die woord ontvang het, maar dit het nooit diepte, dit het nooit inslag in hulle lewens gevind nie. Ons noem so 'n hart 'n impulsiewe hart. Daar bestaan nie geestelike uithou vermoë nie. Dis die hart wat nie waarlik vir Christus klop nie. Al is dit wat die mens probeer voorstel. Die woord kon nie wortels in daardie hart laat groei nie, want daardie hart is eintlik so hard soos klip.
Dus die oomblik as die son uitkom en begin skyn, as daar druk, vervolging plaasvind, wat gebeur? Die saadjie verskroei. Want daar is nie diepte in daardie lewe om dit aan die lewe te hou nie. Daar is nie plek vir die woord in so 'n hart nie. In Johannes 2 vers 18 tot 19, kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die anti-kris kom, bestaan daar ook nou baie anti-kriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. Dis die hart wat lyk asof dit die woord aanvaar en die woord inslag daar vind. Maar dit is 'n impulsiewe hart. 'n Hart met geen diepte nie. Die derde soort hart wat Christus beskryf, is die hart wat vol dorings is. En hier wil ek hê ons moet mooi luister. Want baie keer laat ons toe dat die dinge van die kerk ook inmeng met die dinge van die geloof. En daarom moet ons prioriteite altyd reghou. Christus leer vir ons in die gelykenis. 'n ander deel het in die dorings geval. En die dorings het opgekom en dit verstik. En dit het geen vrug opgelewer nie. En hulle het by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor in die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord. En dit word onvrugbaar. Dis 'n afleibare hart, broers en susters. 'n Hart soos grond vol duweltjies, vol onkruid, vol dorings en gemors, wat 'n groot bedreiging inhou vir die groei van enige plant. Die dorings, die onkruid versmoor enige plantjie wat moontlik in sulke grond kan opkom. Nou Christus wys vir ons wat die onkruid, die dorings en die gemors is. Wat veroorsaak dat die plantjie van die woord so vroeg versmoor word. En hy sê dis die sorge, die verleiding, die begeerlikhede van hierdie wêreld. So hy praat direk hier met die mense wat steeds wêreldse dinge soek en wêreldse dinge najag bo die sake van die hart. Lukas beskryf dit in die evangelie beskrywing soos wat hy dit neergepen het oor hierdie selfde gelykenis in hoofstuk 8 vers 14. En wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die wêreld en dra geen ryp vrugte nie, of vrug nie. In hulle hart verstik die woord in die sorge en rykdom en sogenaamde lekker dinge van die lewe. Sulke mense sal nooit die vrugte van die woord dra nie. Want in hulle harte soek hulle nog steeds die vrug van die sonde. En ek het gesê ons moet mooi hierop let. Want waar ons besig is met koninkryksdinge, gaan dit nie net oor wat ons doen nie. Dit gaan ook oor hoe ons dit doen en hoekom ons dit doen. En mag ons dit nooit vergeet nie. Ons moet by die hart van die saak bly. In Johannes 2 vers 15 tot 16, moet nie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is,
die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Laastens, broers en susters, verduidelik Christus vir ons hoe 'n gesonde hart lyk. 'n Ander deel het in die goeie grond geval en dit het vrug opgelewer, want dit het opgekom en gegroei. Dit het gedra 31 en 160 en 100voudig. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor, aanneem en vrugte dra. Dit is die ontvanklike hart. Dis die mense wat die woord hoor en hulle dink oor wat hulle gehoor het. Die woord, die boodskap van inslag in hulle lewens, maar dit word ook prakties na buite uitgeleef soos 'n plant wat groei en goeie vrugte dra. Psalm 1 vers 1 tot 3, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here. En hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. Die vraag aan elkeen van ons wat vanoggend hier sit, en eintlik ook aan elkeen wat nie hier is om die woord te kan hoor nie, is as die geestelike EKG-masjien vanoggend aan ons gekoppel word. Wat sal die resultaat wees op grond van die toets wat Christus vir ons met hierdie gelykenis daargestel het? Om te sê ek is 'n Christen, broers en susters, is nie genoeg nie. Om te probeer leef soos 'n kind van God, is nie genoeg nie. Om in die banke van die kerk te sit, is ook nie genoeg nie. Om net die woord te hoor, is nie genoeg nie. Wat is die resultaat van my hart? Is ek een van daardie mense wat Sondag na die boodskap luister, maar sodra ek by een van daardie deure uitstap, dan het ek dit klaar vergeet. Dan tree ek maar net weer op soos wat ek altyd gedoen het. Is ek daardie grond wat langs die pad lê, of is wat kliphard is en waarop die saad geval het, maar die voëls het dit opgepik, want ek het 'n onresponsiewe hart, 'n hart wat nie reageer nie. Of is ek dalk een van daardie mense wat baie sê, wat praat oor die kerk en oor die boodskap, maar wanneer iets gedoen moet word, wanneer daar vir die waarheid opgetree moet word, dan is ek skielik stil. Is ek daardie rotsagtige grond waar die woord eenvoudig nie wortels kan vind nie, en die boodskap deur die son van vervolging, van uitdagings, van gevaar doodgeskroei word? Of is ek daardie mens wat kerk toe kom, betrokke is, dalk verbondsonderrig gee, aan die aktiwiteite deelneem, in die kerkraadsbanke sit, voorsitter van een van die aksies of kommissies is. Maar ek doen dit net so lank as wat dit nie inmeng en die waarheid nie inmeng
met die res van my lewe nie. Is ek die grond vol bossies en dorings, waar die woord versmoor word, want ek het eintlik 'n afleibare hart. As leraar van die gemeente, moet ek gereeld my eie hart toets. Maar soek ek ook na die resultate wat nie wys op 'n ontvanklike hart nie. Ek probeer die monitors dophou om vas te stel waar fout is, waar kort daar behandeling, vir wie moet daar geestelike sorg voorsien word. En weet jy, mens sien soms, ja, baie maal, sien mens die gevaartekens. En mens hoor dinge wat daarop wys, dat daar fout in die hart is. En daarvoor, broers en susters, daarvoor word die woord bedien. Maar ek kan jou nie maak luister nie. Ek kan nie vir jou die vrugte van jou hart dra nie. Waar ek niet is hierso, broers en susters, kan ek maar met die deel deur die jare dit my hart gebreek, waar jy hoor hoe dinge gebeur direk na 'n erediens. Dinge waaroor jy nou net vanuit die woord van die Here gepraat het. Die enigste gevolgtrekking wat 'n mens dan kan maak, daardie hart was nie ontvanklik vir die woord nie. En eendag as u en ek voor die groot regter staan, voor hom wat ons koning en Here noem, voor hom wat hierdie toets daar gestel het. En wanneer hy ons harte toets, gaan niemand anders kan antwoord as die resultaat nie 'n gesonde hart is nie. Dan het ons geen verskoning wat ons kan bied nie. Want broers en susters, die saaier wat die boodskap gebring het, hy wat die woord self is, ons Here, hy is nie verantwoordelik. Hy is nie skuldig vir die toestand van die hart waarin sy woord, waarin die saad val nie. God het ons beloof, Esegiel 36 vers 26, ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. In Christus. In die groot saaier is die belofte vervul. Daar is geen verskoning vir 'n harde, 'n ongesonde of 'n onontvanklike hart nie. Elkeen van ons met ons harte gaan toets. Veral ook met die oog op die nagmaal wat nou kom. En ons moet die resultate beoordeel volgens hierdie toets wat Christus vir ons met hierdie gelykenis geleer het. En as daar nog hardheid is, as daar onkruid, wêreldse bossies is, dan moet ons die saak met hom regmaak. Want daar waar sy woord val, en waar sy woord inslag neem, daar sal daar vrugte wees. Dit, broers en susters, dit is die toets van die hart.
Kom ons bid saam. Almagtige God, ons koning, ons Here, ons verlosser. Here, as u kinders buig ons in gebed voor u neer. En bring ons aan u die lof en die dank. Daar is geen ander wat ons aanbid nie. Daar is geen ander wat ons dank toekom nie. En daarom sê ons vanoggend vir u dankie vir die nuwe hart wat u aan die kinders in Christus geskenk het. Here, met die nagmaal om die draai, vra ons in afhanklikheid dat u ons sal help dat die toets van ons harte positief sal wees. As ons na die resultate van die woord daarop kyk. Dat u deur woord en gees die saadjie sal laat groei en groei, sodat die vrugte in ons lewens sal wys. Help ons om die grond van ons harte sag en ontvanklik te hou vir u woord. Vrugbaar in die geloof. Goed in gehoorsaamheid vir u dra van baie en goeie vrugte. Help ons om die wêreldse klippe en dorings en onkruid te verwyder wat in die pad van ons geestelike groei staan. Here, ons bid en vra dat u ons sal help om die beste ons wat u wil hê ons moet wees te wees. Dit deur die krag van ons Here onder die leiding van die Gees en tot eer en verheerliking van die groot en heilige naam. Dit vra ons nie uit verdienste nie, maar in die naam van ons God, ons Here, ons Verlosser en ons Saligmaker, Jesus Christus. Amen. Ek gee geleentheid